Maar ander gaan spesifiek kyk na voederwisseling oor die voorskoolse Afrikaans en Nederlandse kinders. So teoretiese metodologiese betrekpunte is die titel van my aanbieding, maar ek het eintlik ook uitgegaan om net half die interessantste vertrekpunte van my studie uit te lig. Uiteraard is wel baie wat ek gesê kan word, maar ek wil so 'n bietjie gesels oor teoretiese rondwerk en so hoe ons poog om die water te versamel. So, die doel van die referaat is dan om melding te maak van theoretische sowel as metodologische betrekpunte. En hierdie onderste gedeelte is, so dis die navorsingsvraag van my studie. So, met ander woorde, ek wil kyk na die voorwisseling van Afrikaans en Nederlandse voorskoolse kinders. Ons het vlug gedoen met tot verwaarde tot het ouderdom van ongeveer 5 plaasvind. En dan behoort klein kind dan aan die eerste taal of in die woordtaal, maar woordtaal wat nie meer so gehoogheid nie, ten volle te verwerf nie. Maar omdat ek nou sê 3 tot 6, so die rede daarvoor is nou meerendeels omdat ons wil die studie fokus op voorskoolse kinders spesifiek. Want sodra hulle skool gaan, hulle sal natuurlik eksterne invloede wat begin intree. So om dit te vermy, om ook ouderdom te kies waar kinders al goeie rente, sinne, aankorsting en sinne wat van so aard is dat het eindelijk gerealiseerd kan word, is dit nou die ouderdomsgroep wat ons op besluit het. En dan, deels is modus constructie grammatica is my theoretische rondwerk. Dus dat die menskepping dink ek vandag waar groot word, maar ek 'n bietjie later uitbrei wat dit nou spesifiek is en hoekom ek dit so interessant mag om dit as die theoretische rondwerk vir die studie te gebruik. So, die navorsingsvraag vir die studie, dit is nog net weer iets wat behels die voorwisseling van Afrikaans en Nederlandse voorskoolse kinders en dan natuurlijk watter insigte die theorie wat vir ons kan bied daartoe. Want dit is 'n relatief nuwe theorie, relatief onontgin. Dit is nou eers van 2012 af ongeveer wat dit begin voorkom met in die literatuur, of daar goeders daar begin geskryf is. So, ja, dit is 'n potentieel baie interessant en geskikte vertrekpunt vir die studie nou. So, theoretische betrekpunte, natuurlijk resulteer die theorie sal ons moet sê is 'n kognitiewe logistiek. Nou, ek sê heeltemal seker of alles gebruik is in kognitiewe logistiek en wat presies die studie van hulle is of wat dit behels nie. Maar dit staan natuurlijk Chomsky'se aanhanger. So, nou Chomsky het gesê dat kinders die inherente taalfakulteit het of inherente vermoë om taal aan te leer. Wat ek nie heeltemal kon vasstel nie, maar hy sê dit gaan nie met enige formele instruksie nie of hulle insette nie, maar dit gaan met dit dat hulle, daar's iets inherent binne hulle wat hulle toelaat om taal aan te leer. En hy voer nog net is opgegaan, maar gaan hy nie daarop ingaan, weet jy nie, want die theorie wat ek gebruik sal eintlik lynweg teenoor om rede ons in binne kognitiewe logistiek aanvoer dat taal eintlik verwerk word juist deur die onmiddellike omgewing wat om 'n kind is. Met ander woorde, hulle ervaring, hulle sosiale interaksies met ander mense, en natuurlijk ook insette van hulle ouers af of van ander volwassenes. Nie dit dat hulle natuurlijk op skool leer nie, want ons is dan nog nie, ons wil nou juist fokus op voorskoolse kinders, maar dit kan natuurlijk ook dit by implikasie wees. So, dan constructiegrammatica natuurlijk is er nou 'n vervanging van kognitiewe logistiek. En as ek mens kyk na presies wat dit beteken, so al wat gebruik sal sê dat constructiegrammatica wat nou weer in sy baie groot woord is, maar eintlik wat dit sê is dat taal bestaan uit van betekenispassings, so enige uiting wat ek maak, enige sin of enige wat bestaan uit 'n reeks constructies. En die constructies is voor betekenispassings. Nou, al dit beteken is nie dat daar's altyd typiese voorbeeld van so boompie en dan staan daar onder boom. Met ander woorde, die voorreg is letterlik hoe die woord geskryf word of hoe hy gespel word, so die leksikale item in 'n woord moet sou verskyn. En dan die betekenis is dan dit wat jy daaraan maak. So dat prentjie wat in jou kop kry wanneer jy dit woord gebruik. Wat natuurlik nou 'n kognitiewe proses wat verstaan. So ja, dit moet nie woorde wees, passiewe vorme, metafore, nie noodwendig net 'n enkele woord. Dit is altyd so eenvoudig. So die as 'n modiese konstruksie gemaak is 'n kognitiewe gebruiksgebaseerde theorie, maar dit wil meertaligheid ondersoek. So as ons nou kyk na wat ek hier gesê het, konstruksie grammatica was die norm vir 'n baie lang tyd, maar die kritiek daarteenoor het gekom en gesê maar al wat julle doen as gebruiksgebaseerde konstruksie grammatica of
manier om dat al verwerken en tot verwerkingsnavorsing te kyk. So, ja, daar is dan net 'n stelling wat half opsom meer in ons studie doen. So dit tolle reggewing mekaar in meerderheid strekkers kognitiewe stelsels en natuurlik beïnvloed dan al die tolstelsels van die betrokke tolle wat daai individu het. So, dit het vir my om na die polewisseling van Afrikaans-Nederlandse verskillende kinders dan nou te probeer analyseer, gaan daar tweedelige data-analyse dan nou voorkom. So hier is dan baie prakties wat gedoen gaan word. So eerstens, die konstruksies gaan geïdentifiseer word. So ek gaan nou nie vat gesels oor hoe ons die uitkomste gaan insamel of die data gaan insamel. Maar wanneer ons dit dan kry, gaan ons kyk na elke item wat polewisseling bevat. En ons gaan eers kyk na watter konstruksies kan ons daar identifiseer en dan watter leksikoon en ons val binne die konstruksies. En tweedens gaan ons kyk hoe die konstruksies baie duidelik in Afrikaans, baie duidelik in Nederlands of kan mense nie vasstel nie. Want uit 'n oor wanneer mense natuurlik wil om uit te maak het, dan gaan daar ontwykende konstruksies wees wat 'n bietjie fuzzy is en dalk nie noodwendig baie maklik geklassifiseer kan word nie. So dit is waar daar onderskeid getref word. Ander tale wat hierdie kinders ken soos Engels mag dalk ook miskien invloed uitoefen. So dit is nou alles wat in ag geneem kan word by die data. So dan wanneer ons dit gedoen het, gaan ons dan net vra soos wat kan uit afgelei word uit die data en natuurlik ook watter insigte het vir ons. Miskien gaan die antwoord van die serie dan nou lees uit die teorie nie gebruik kan word om dit dalk analiseer nie, omdat die konstruksies dan nou nie duidelik geïdentifiseer kan word nie. So dit is dan alles wat ons gaan uitvind. Hopelijk aan die einde van volgende. En dan metodologies, so in terme van hoe ons bepaal om data te versamel, waar ons het gaan kry, waar ons die kinders gaan opspoor. So die oude verslagmethode is iets wat relatief gevestig is al binne kindertaalverwerkingsstudies. Dit is 'n metode wat aanvaar word. En die rede daarvoor is dat die data word deur die ouer primêre versorg gesamel. So jy spoor respondente op wanneer hy die ouers is of die primêre versorg is en hulle samel die data in vir jou of namens jou. So jy het direkte kontak met die kinders nie en natuurlik omdat hulle nie 'n vreemde persoon in hulle onmiddellike omgewing is nie, beteken dit dan ook dat die data natuurlik baie meer wêreldgetrou kan wees en baie meer betroubaar bly vir so 'n tipe studie. En dan, so dit is ja, dis net al voorwyse en dit is ook nou in daai studies en tientallen ander gebruik. Maar wat interessant is omtrent my studie en wat interessant is omtrent die dataversameling hier, is dat ons net die norm gaan gebruik met baie typiese dataversamelingsmetode net so gaan gebruik nie, deur vir hulle Excel skryfwerk aan te stuur of 'n Microsoft Word dokument nie, maar ons gaan 'n slim toepassing ontwikkel waarop die data versamel gaan. Nou, hierdie slim toepassing het dan ten doel natuurlik geregistreerde resultate samel. So ons probeer natuurlik nog steeds daai spontane gevoel van wanneer die ouer kind sien iets sê en sy skryf het geganeer, maar dit maar net op 'n baie makliker manier. Dit is baie meer gerieflik gaan wees vir ouers. So ja, jy kan het vir ons gesê dat ons gebruik word. Hierdie is natuurlik die woordstudie, so dit kan natuurlik dan ook gebruik word om enige taalverwerkingsmodelle. Dit is allemaal ook van ander taalkombinasies of in die totale, maar hierdie is net die woordspreek en dit gaan gebruik word primêr om data te versamel vir die studie en indien dit suksesvol is, kan dit dan nou beskikbaar gestel word op die App Store of Afrikaal en dan kan dit ook natuurlik vir ander studies gebruik word. So hierdie is die typiese maniere wat data al in versamel word in kindertaalverwerkingsstudies. Tans, so daglike inskrywings, videoopnames, observasies, vraelyste. Maar wat hierdie sal toepassing probeer doen, is om al die metodes te kombineer. So jy dan met ander woorde nie net in geval van iemand skryf en wat gebeur nie, of iemand met 'n video neem en dan met die data al die data konsolideer nie, dit gaan eintlik alles op een plek wees. So, dit is net as 'n volgende inligting verskaf, so of op die koppelvlak deur dit fiks in te dit, of natuurlik op 'n stemnotas gebruik te maak, soos voice notes met ander woorde. So wanneer hulle wil sê, is dit uitgeskryf, net om gou 'n stemopname te maak van presies wat ek net gesê het, die data word versamel en dat ook dit getranskribeer moet word, miskien so 'n bietjie ander algoritmes, ja, inhou, maar op die einde van die dag is dit 'n beter oplossing as wat tradisioneel gebruik is. So hier is die typiese goed wat gevra gaan word, wat is die uitdaging, die konteks wat 'n baie belangrike punt gewees vir data-analise wilde. Ja, wat is die betrokke van die, of in die uitdaging en wat ook die volwassenes in die uitdaging, met ander woorde die mense in die onmiddellike omgewing.
studie as ook 'n ander doktorale studie, en dan indien, soos ek nou sê, suksesvol is, sal dan ook beskikbaar gestel word op die erfsel wat ook al, meer sal jy maar ja, op hierdie stadium gaan net vir die navorsingsvereis van die studie gebruik word, so die toldata word op die bediener gespoor, dit word erken in beskerming, dit is baie veilig, dit is slegs die navorsers wat toegang het tot die bediener, daar is nie tans enige ander partye wat enigstens invloed op uitoefen nie. En dan natuurlijk ook deze wet sal aangemoedig word om, jy weet, bykomende sekuriteit op telefone te implementeer, soos wagwoorde of vingerafdrukke, skanderers, wat ook al, net vir die blote doeleinde om seker te maak dat die data dan nie na enige werkafdeling gestel sal word nie, wil ek jy dat hoofdonderkeer. So ja, dis wat ek sal opgeleid met die gebruik van die toepassing, wat natuurlijk, alhoewel dit redelijk van vanzelfsprekend gewees en mogelijk, sal die koppelvlak so gebruikersvriendelik is dat hulle inderdaad nie nodig het nie, maar dit sal